Goeiedag en welkom by ons aanlyn bediening. Hierdie week gaan ons kyk na 'n baie bekende gedeelte in die Bybel, die vraag oor die grootste gebod. Ons gaan kyk na die Markus weergawe daarvan. Nou as jy bietjie meer wil weet oor die agtergrond van hierdie gedeelte, die historiese konteks waarin hierdie gebeure plaasvind, kan jy gerus gaan kyk na ons Bybelstudie video oor hierdie gedeelte, wat ook op ons YouTube kanaal is. In daardie video gaan ons bietjie meer in diepte ingaan oor wat aanleiding gegee het tot die omstandighede waarin Markus sy evangelie skryf. Ons kyk byvoorbeeld na die vervolging van die Christene in 64 deur keiser Nero, waar daar 'n groot vuur uitgebreek het in Rome, hoe die Christene daarvoor geblameer is. En ons kyk ook na die spanning tussen die Joodse leiers en die Romeinse politici en die oorlog eintlik wat daar uitgebreek het in die jare van 66 tot 70, die val van die tempel en hoe hierdie omstandighede Markus se evangelie vorm, dat hy in hierdie tyd skryf vir gelowiges wat vervolging moet verduur en wat ook hierdie spanning tussen die tempel en die koninkryk van God, die wisselwerking tussen dit. So jy is welkom om na daai video te gaan kyk as jy bietjie meer oor dit wil weet, as jy daarin sou belangstel. Ons is ook nogal besig met Markus nou vir die volgende paar weke, so ek dink om na die Bybelstudie video's te kyk, gaan jou help om bietjie meer diepte ook te vind in die gedeeltes. Maar vir vandag kom ons by hierdie vraag. En ek dink die vraag wat die skrifgeleerde vir Jesus kom vra, wat is die belangrikste gebod? Wat is die belangrikste ding wat ons moet doen? Is 'n vraag wat ek dink net so relevant is vir ons vandag. Ons lewe in 'n wêreld wat nogal vir ons die heeltyd probeer sê wat is belangrik, wat is die belangrikste, wat moet ons doen met ons tyd, ons energie, ons geld, loopbaan gewys, in terme van verbruikersgoedere. Ons het so baie stemme wat van buite afkom, wat vir ons wil kom sê wat die belangrikste ding is. En dan is ons besig om half angstig te raak oor is ek besig om die regte goed te doen? Is ek besig om die regte dinge te prioritiseer? En hierdie gedeelte roep ons terug na hierdie kernvraag toe om te sê, maar as ek 'n Christen is, as ek 'n kind van God is, binne in daardie geloofswêreld, binne in my verhouding met God, wat is die belangrikste ding vir my in my verhouding, en my verbintenis met God, vir my geloofslewe? En ons gaan na daardie vraag kyk dan nou vandag saam. Ons gaan lees uit Markus 12 uit en ons gaan lees van vers 28 tot by vers 34. En jy is welkom om 'n Bybel te vat. Ek gaan die 2020 vertaling gebruik. Ek gaan dit ook nou hierso op die video sit. Maar jy is ook welkom om net jou Bybel in jou hand te hê. Miskien 'n notaboekie en 'n pen byderhand te hou, en as daar iets is wat 'n gedagte wat by jou opkom, om dit neer te skryf, om daaroor te dink, en werklik net hierdie tyd wat jy uiteengesit het, om rondom die woord van God te vergader, dat jy dit werklik intentioneel sal benut. Natuurlik is ons hierso saam, al is ons apart in verskillende huise op verskillende plekke, word ons verenig rondom God se woord. Dit is sy woord wat ons bymekaar bring en ons bymekaar hou, al is ons op verskillende plekke. So wat ons gaan doen is, ons gaan dankie sê vir die Here. Dankie sê dat ons die vryheid het om op hierdie manier ook aan sy woord blootgestel te kan word, en om te vra om sy woord in ons harte te seën, dat dit nie net boekekennis is wat ons hierso opdoen nie, maar dat ons werklik uit ons harte uit nader sal beweeg aan Christus, ook vandag, wanneer ons sy woord uiteindelik ontvang, en dat ons sal gaan en die wêreld daarmee sal bedien. Kom ons bid saam. Hemelvader, ons dankie dat ons die voorreg het om 'n gemeenskap van gelowiges te kan wees, dat ons Bybels het, wat ons kan lees in 'n taal wat ons verstaan, dat ons die vryheid het, dat ons nie vervolg word vir ons geloof nie. En Here, ons aanvaar hierdie dinge soms so vanselfsprekend, maar vandag kom ons in opregtheid en ons kom sê werklik dankie, Here, dat ons kerk kan wees. Dankie dat ons 'n Bybel kan hê. Dankie dat ons kan lees en skryf, en dat ons kos het om te eet, en dat ons U in vryheid kan loof en prys en aanbid. En ons vra, Here, dat U in ons harte sal werk, dat die woord wat ons vandag ontvang, dat dit vrug sal dra,
dat die wêreld kan sien dat U in ons leef. En ons dankie vir hierdie voorreg. Ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. Markus 12 vers 28 tot by vers 34. Een van die skrifkenners wat hulle hoor redeneer het nader gekom. Toe hy sien dat Jesus hulle goed geantwoord het, vra hy hom: "Watter gebod is die belangrikste van almal?" Jesus het geantwoord die eerste is: "Luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is dit: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is belangriker as die nie." Die skrifkenner het vir hom gesê: "Uitstekend meester, dit is waar wat u sê, dat hy die enigste is en dat daar geen ander is as hy nie, om hom lief te hê met jou hele hart, jou hele verstand en met al jou krag, en om jou naaste lief te hê soos jouself is belangriker as al die brandoffers en diereoffers." Toe Jesus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê vir hom: "Jy is nie ver van die koninkryk van God nie." Niemand het dit toe meer gewaag om hom iets te vra nie. Nou anders as die Matteus weergawe van hierdie gedeelte en as die Lukas weergawe, gaan kyk weer eens gerus na die Bybelstudie video om bietjie meer in diepte die vergelyking na te kyk. Kom die skrifgeleerde, hy soos 'n prokureur in daai tyd, hy weet baie van die wet en hy kom eintlik met 'n tipe van 'n opregte gees hierson na Jesus toe, werklik om leerbaar te wees en om nie om hom 'n strikvraag te probeer vra of om hom uit te vang nie, maar hy het gehoor wat Jesus sê, hy is beïndruk met Jesus se leer en hy kom in opregtheid om te sê, maar okay, goed, wat is dan nou die belangrikste? Wat is die belangrikste gebod? Hy wat 'n skrifkenner is, wat die tempel gebruike baie goed ken, die brandoffers, die diereoffers van die tempel. Wat ons lees in Markus 11, wat Jesus eintlik daar waar hy gaan en die geldwisselaars se tafels omgooi, en eintlik sê maar wat hier by die tempel gebeur dis nie dit is verkeerd. Die tempel dra nie vrug nie. En dan gaan hy en hy sê, maar weet jy wat, hierso is 'n ander wêreld. Die koninkryk van God is anders as die koninkryk van die tempel. En die belangrikste gebod vir die koninkryk van God, en dan haal Jesus natuurlik die wet aan. Hy praat met 'n skrifgeleerde, so wat haal hy aan? 'n wetsgeleerde, hy haal die wet aan. 'n gedeelte uit Deuteronomium, die gedeelte wat sê met die Here jou God lief hê met hart, siel en verstand en met al jou krag, en dan ook 'n gedeelte uit Levitikus wat sê jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Nou, ek dink wanneer ons vandag na hierdie gedeelte kyk, is dit nie 'n gedeelte wat ons sommer net moet herhaal, moet onthou nie. Ons moet besef wat se waarde hierdie gedeelte vir ons het, in 'n tyd waar ons leef, waar ek dink ons regtig sukkel om te verstaan wat liefde beteken. En om ons te help om te verstaan wat liefde beteken, moet ons teruggaan na hierdie gedeelte toe en gaan vra, maar wat het liefde beteken? Wat as Jesus hierso praat van lief wees vir God, lief wees vir jou naaste soos jouself, wat bedoel hy met liefde? Want vandag dink ek ons dink bietjie oppervlakkig oor liefde. Ons het hierdie prentjie van liefde as hierdie gedagte, hierdie gevoel of hierdie emosie, en dis maar waar dit stop. Dis 'n gedagte, gevoel of 'n emosie. Maar in die konteks van die Bybel word liefde vertaal as lojaliteit, om 100% uiters lojaal te wees. En dit is hoekom wanneer ons gaan kyk na die interessante gedeelte waar Jesus vir Petrus vra, Petrus, het jy my lief? Dan vra hy vir hom, maar is jy lojaal teenoor my? En hierdie liefde is 'n simbool van lojaliteit. Dis hoekom dit ook begin met hierdie belydenis van die Shema, hierdie Hebreëse gebed wat sê, luister Israel, die Here ons God is ons enigste God. Dit kom vanuit 'n belydenis van lojaliteit. So eintlik is die vraag dan, maar hoe lojaal is jy aan God? Hoe lojaal is jy aan jou naaste en aan jouself? Nou, wanneer ons daaroor dink, as ons nou moet gaan kyk na, okay, goed, hoe moet jy lief wees vir God? Hoe moet jy lojaal wees aan God? Baie keer het ons
uiterlike gedagtes. Ek moet iets gee vir God se koninkryk. Ek moet iets opoffer. Ek moet my offergawe bydra vermeerder of ek moet my tyd gee of die tipe van goed. Nou daar's niks fout daarmee nie. Maar ons moet verstaan dat dit juis is wat die skrifgeleerdes sê, dit gaan nie oor die uiterlike offers nie. Dit gaan oor 'n innerlike transformasie. Jy moet die Here God lief hê. Liefde kom van binne af. Dit is nie iets wat jy kan koop met uiterlike dinge nie. Dis 'n inwendige transformasie. So ek is lief vir God met wat? Met wat moet ek my liefde wys aan God? Met my hart en met my siel en met my krag, met my verstand, met my totale innerlike menswees. Met ander woorde, hoe ek dink, wat ek doen, hoe ek reageer, hoe ek optree, hoe ek luister, hoe ek leef, vanuit binne, my hele binneste moet georiënteer wees om te sê, maar God kom eerste. Ek is in die eerste plek lojaal aan God en uit my innerlike menswees is ek lief vir God. En dan die Levitikus gedeelte, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Baie interessant in die Lukas gedeelte van hierdie van wat hier gebeur, die Lukas vertellings, dan vra die skrifgeleerde vir Jesus, wie is my naaste? En dan vertel Jesus vir hom die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. Die priester en die leviet wat verby die persoon loop wat daar langs die pad lê en wat sê, weet jy wat, mind your own business, hierdie het niks met my uit te waai nie, ek gaan nie hier betrokke raak nie. En dan kom die Samaritaan en hy sê, maar hier lê iemand wat in nood is. Ek is naby aan hom, ek het naby gekom en hy is nou uit my naaste geword. So dan is die vraag so, wie is jou naaste? Wie is die mense wat in jou kring is, in jou sirkel? Nie jou verste, die persoon wat jy nie ken nie, maar wie is die mense wat naaste is aan jou? En jy moet lief wees vir hulle soos vir jouself. Nou, ek dink die ding wat ons nou vandag die meeste mee sukkel, is daai liefde vir self. Ons het 'n baie toksiese verstaan van hierdie liefdestransaksie tussen naaste en self. Wat ek daarmee bedoel is, ons sukkel nogal met hierdie ding, hierdie martelaar syndroom. Met ander woorde, ek is baie keer lief vir my naaste ten koste van myself. So ek speel die martelaar, ek ly in die proses om my naaste lief te hê. Met ander woorde, en dit is nie reg nie, dit is verkeerd. Dit sê baie duidelik dat daai liefde vir naaste en vir self moet eweveel wees. So baie keer gaan mense en hulle doen goed vir ander mense ten koste van hulle self, of hulle doen goed vir ander mense vir hulle self. Om te roem en te sê, kyk hoe oulik is ek, kyk hoe baie doen ek vir ander mense. En dit ook is nie reg nie. So hierdie gedeelte dink ek nooi ons uit om hierdie vraag te vra. Is jy lief vir God en met wat is jy lief vir God? Is jy lief vir God vanuit jou binneste, vanuit jou totale menswees? En hoe wys jy dit? Met ander woorde, gaan ek dalk, as ons nou 'n bietjie prakties hieroor kan dink, aan die einde van die dag en ek sê, weet jy wat, ek het vandag op sekere maniere gereageer, goed gesê en goed gedink, wat ek dink God nie baie van sou gehou het nie. En miskien in hoe ek dink, is daar 'n verandering wat moet plaasvind. Ek moet dalk meer bid en meer tyd saam met God spandeer, want baie keer raak ek getriggerd deur goed en ek is nie in beheer van my emosies nie. En dan sê ek goed en ek doen goed wat skade doen aan ander. Sien julle hoe 'n gebroke verhouding met God kan lei tot 'n gebroke verhouding met ander mense, met jou naaste en met jouself. As jou verhouding met God nie gesond is nie, en daai liefde tussen jou en God nie gesond is nie, gaan jy nie liefde kan hê vir ander nie, jy gaan nie liefde kan hê vir jouself nie. En daai liefde vir self is baie belangrik. Ek dink ons sal baie makliker ons naaste kan lief hê, as ons leer om onsself ook lief te hê. Want baie keer het ons, veral in ons kultuur, hierdie trots, hierdie toksiese liefde teenoor onsself. Ons kyk nie mooi na onsself nie, ons gee nie vir onsself genoeg nie, en ons gee baie keer vir ander ten koste van onsself. Maar as ons teruggaan en werk in ons verhouding met die Here,
dan binne in dit en vanuit dit sal ons leer om lief te wees vir onsself en om lief te wees vir ons naaste. So my uitnodiging aan jou vir hierdie week is om terug te gaan na hierdie gedeelte toe en te vra, maar hoe kan ek lief wees vir God vanuit my totale menswees, hier van binne af? Hoe lyk dit dan wanneer dit uitkring na my naaste toe? Hoe lyk dit dan wanneer dit uitkring na liefde vir myself toe? En waarmee sukkel ek? Miskien is ek baie goed met liefde vir my naaste, maar ek sukkel om lief te wees vir myself. Miskien is ek lief vir myself, maar glad nie lief vir my naaste of glad nie lief vir God nie. So, hoe balanseer hierdie goed in my lewe? En om regtig introspeksie te doen, diep te kyk na binne toe en vir die Here te vra, maar help my waar ek tekort skiet. En ek wil afsluit met hierdie gebed van Psalm 19. Ek het nogal baie toe ek nou na hierdie gedeelte gekyk het hierdie Psalm gereeld by my opgekom in my gedagtes. So kom ons luister na hierdie gebed in Psalm 19. Gaan luister na veral hierdie laaste gedeelte, na wat dit is wat die psalmdigter bid en vir die Here vra. En dan gaan ek wil jou uitnooi om, maak jou oë toe saam met my en dan bid ons saam om af te sluit. Psalm 19 se laaste paar verse, vers 13, 14 en 15. En kom ons vra in opregtheid ook hierdie woorde aan God. Wie het insig in sy onbewuste dwaalings? Spreek my vry van verborgde sondes. Weerhou u dienskneg ook van vermetelheid. Laat dit nie oor my heers nie. Dan sal ek onskuldig wees en vry van ernstige oortredings. Laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir u aanvaarbaar wees, Here, my rots en my verlosser. Mag wat ek sê en wat ek dink vir u aanvaarbaar wees, Here, my rots en my verlosser. Amen.